Goeiemôre Ligpunt. Ek lees vanoggend vir ons twee gedeeltes uit God se woord. Die eerste is Esegiel 36 vers 22 tot 38 en dan uit Galasiërs 5 vers 13 tot 25. Hier is die woord van God. Daarom sê vir die huis van Israel, so sê my Heer die Here, nie ter wille van julle doen ek dit nie, huis van Israel, maar slegs ter wille van my heilige naam, wat julle ontheilig het onder die nasies waarin julle gegaan het. Ek sal my groot naam heilig, wat onder die nasies ontheilig is, wat julle onder hulle ontheilig het. Die nasies sal besef dat ek die Here is die uitspraak van my Heer die Here, wanneer ek myself deur julle as die heilige betoon voor hulle oë. Ek sal julle uit die nasies neem, en julle bymekaar maak uit al die lande. Ek sal julle na julle grond bring. Ek sal rein water oor julle sprinkel, en julle sal rein wees. Van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle 'n hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Ek sal julle verlos van al julle onreinheid. Ek sal na die koring roep en dit oorvloedig maak. Ek sal nie weer hongersnood oor julle bring nie. Ek sal die vrugte van die bome en die opbrengs van die landerye oorvloedig maak, sodat julle nie meer die bespotting oor hongersnood deur die nasies hoef te verduur nie. Julle sal terugdink aan julle bose optrede, aan julle dade wat nie goed was nie. Dan sal julle walg van julleself oor julle sondeskuld en oor julle afstootlike dade. Nie ter wille van julle doen ek dit nie, is die uitspraak van my Heer die Here. Dit moet vir julle duidelik wees. Wees verleë en skaam julle oor julle optrede, huis van Israel. So sê my Here die Here, die dag wanneer ek julle reinig van al julle sondeskuld, sal ek die stede weer laat bewoon, die pynhope sal opgebou word, die land wat verlate was sal bewerk word, en in plaas daarvan dat dit 'n woestynny is ten aanskou van elke verbyganger. Hulle sal sê, hierdie land wat verlate gelê het soos die tuin van Eden geword. Die stede wat pynhope was, verlate en platgeslaan, is versterk en word bewoon. Die nasies wat rondom julle oorgebly het, sal besef dat dit ek, die Here is, wat die platgeslaane stede opgebou en die verlate land beplant het. Ek, die Here, het gepraat en ek sal dit doen. So sê my Heer die Here, ook nog dit sal ek die huis van Israel toelaat om van my te vra dat ek dit vir hulle doen. Ek sal hulle vermeerder, soos klein vee sal die mense wees, soos gewyde klein vee, soos die klein vee by Jerusalem se feestydde, so sal die stede wees wat in pyn lê, vol kuddes van mense. Dan sal hulle besef dat ek die Here is. Julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie, maar dien mekaar deur liefde. Want die hele wet word in een uitspraak vervul. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. Maar ek sê, leef deur die Gees. Dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees, die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil, nie kan doen nie. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. En die praktyke van die vlees is goed bekend, naamlik onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloesie, woede, selfsug, tweespalt, skering, afguns, dronkenskap, gevyf en hierdie soort dinge. Waarteen ek julle nou weer waarsku, soos ek julle vroeër gewaarsku het,
naamlik dat diegene wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerf nie. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig. En aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Goeiemôre, Ligpunt, al ons besoekers, baie welkom hier vanoggend by ons diens. My naam is Jaco, ek is een van die ouderlinge hier so by Ligpunt. Dit is vanoggend my voorreg om vir ons 'n bietjie verder te gaan met ons reeks wat ons getiteld het, Dieper. Die vele wat sal onthou, ons het laas jaar die reeks begin in Mei maand, in November maand was dit Dinsdag en Woensdag aand reeks. En die doel van die reeks was spesifiek om ons 'n bietjie te stir in ons harte, om meer honger te wees vir God en God se dinge en om so 'n bietjie dieper te grawe, huis toe te gaan, dieper te grawe, meer van hom in ons lewens te kom sien. Gerard het dit laas ek genoem, ek gaan dit weer noem, net die subtitel van die boek wat ons deurwerk in hy reeks, die boek You're a Theologian van Jen Wilkin in JT English. En dit sê, an invitation to know and love God well. So ook die subtitel van ons reeks. Laasweek het Gert vir ons voortgegaan, hy het gesels oor verlossing en vryspraak. Soos jy nou reeds gehoor het, vandag gaan ons gesels oor die Heilige Gees. 'n Tema dink ek waar baie van ons baie vra het. Ek wil julle nou al maar net noem. Ek gaan nie vandag al julle vrae beantwoord nie. Ek dink die vrae is te veel. Ek het met Johan vroeër gesels en hy het gesê, dis nou Johan Poen, nie Johan van Aswegen nie. Hy het gesê dis 'n reeks wat ons eintlik is 'n 10 weke reeks eintlik as ons regtig die Heilige Gees wil deurtrap ordentlik. So ons gaan nie vandag dit heeltemal doen nie. Ons gaan een of twee ander goedjies doen vandag. Maar ja, julle sal sien wat ons doen. Hoofstuk 8 in die boek is die boek wat die hoofstuk wat handel oor die Heilige Gees. So as julle belangstel, ek wil eintlik vir julle sê julle moet belangstel, kry die boek. Hy is agter beskikbaar. Lees die hoofstuk. Dis 'n kort hoofstuk, dis 'n maklike lees. Dis 'n goeie lees. Maar saam met dit wil ek sê, ek gaan nie vandag spesifiek deur daai hoofstuk praat nie. My gevoel is wat die Here wil hê ons moet doen vanoggend is om eintlik 'n bietjie verder terug te staan en letterlik net 2 fundamentele vrae te vra. Eintlik om weer te begin by die begin. Voordat ons verder gaan en daai prentjie vir onsself meer inkleer. So met dit gesê, kom ek bid en dan kan ons in dit inspring. Ag Here, dankie. Dankie vir die oomblik. Dankie vir die tyd. Here, dis 'n oomblik wat ons as 'n gemeente saamkom, Here, wat ons u woord wil aanhoor. Here, wat ons by u voete wil sit en by u wil leer. So Here, ons vraag vanoggend is bloot, Here, kom praat met ons. Ons luister. Kom en vorm ons, Here, om meer soos u te wees. En kom herinner ons, Here, aan die waarheid van die volheid van wie u is en hoe ons saam met dit leef. Here, ons wil ons hart voor u bring en dit oopmaak. En vra dat u woord in ons harte invleg. Amen. Okay, julle, ons het 2 fundamentele vrae wat ons vanoggend gaan vra. En die 2 vrae is die volgende. Die eerste een is, wie is die Heilige Gees vir ons vandag? Wie is die Heilige Gees vir ons vandag? En dan die tweede een wat daaruit gaan uitvloei, in die lig van wie die Gees vir ons is vandag, hoe moet ons leef? Hoe moet ons dan leef? Om die eerste vraag te antwoord, wil ek 1 of 2 elemente gaan uithaal uit Esegiel 36. Maar om Esegiel 36 ordentlik te kan verstaan, het ons nodig om nog 'n bietjie verder terug te kyk. 'n Bietjie te kyk na die konteks van die storielyn wat ons sien in die Bybel van God se betrokkenheid in sy werk en sy mense. En daarvoor gaan ons teruggaan na vroeg in die geskiedenis van Israel. Terug na Exodus, ons was onlangs naby in hierdie plek in ons reeks Exodus, terug waar God hulle ontmoet by die berg Sinai. Ons sien daar 'n bietjie van 'n tema wat gevestig word wat belangrik bly in die geskiedenis van Israel
en ultimately belangrik is vir ons. Miskien die storie, God het Israel bevry uit Egipte, bevry uit die plek van slawerny, soos die Bybel daarvan sal praat. En ons vind hulle hierso by die berg Sinai in Eksodus 25. Actually dis oor 'n paar hoofstukke. Nou in Eksodus 25 sien ons Abraham en God is besig om te gesels. En God sê vir Abraham, ek wil hê julle moet vir my 'n tabernakel bou. En dan gee hy ook die rede hoekom hy dit vra. Hy sê ek wil hê julle moet vir my 'n tabernakel bou sodat ek in hulle, dis nou praat van Israel, midde kan vertoef. Mooi Afrikaanse woord, sodat ek in hulle midde kan leef, sodat ek by hulle teenwoordig kan wees. Ons sien kort na dit die goue kalf episode, een van die hartseer verhale vir Israel. En verder gaan God met sy gesprek met Moses aan en hy sê vir Moses, Moses, weet jy, my teenwoordigheid gaan nie meer saam met julle gaan nie. Ek sê dat die engele saam met julle stuur. En Moses reageer op wat God vir hom sê en hy pleit by hom. Hy sê, Here, u moet saam met ons gaan. Hoe anders, u teenwoordigheid moet saam met ons gaan. Hoe anders gaan ons geonderskei word van die res van die nasies om ons. Dis 'n tema wat ons nog 'n paar keer sal hoor vandag. Moses het geweet, dis God se teenwoordigheid wat hulle onderskei van die res van hulle. God reageer dan op Moses en hy sê dis reg, ek sal saamgaan. En dit gaan voort soos wat ons dit tot op daai stadium gesien het. Die wolkkolom in die dag, die vuurkolom in die nag. Hulle bou toe die tabernakel. En toe die tabernakel voltooi is, sien ons 'n ongelooflike gebeurtenis in Eksodus 40. Die wolk van God, as ek dit so kan sê, beweeg na die tabernakel toe. Bedek die tabernakel en die teks sê vir ons die heerlikheid van die Here het die tabernakel gevul. 'n Ongelooflike tasbare prentjie van God met ons wat God vir hulle gee. Later in 1 Konings 8 sien ons iets soortgelyks. Na die tempel gebou is, wat die tabernakel vervang het, sien ons weer iets gebeur. God se heerlikheid in die vorm van 'n wolk vul die tempel. In 1 Konings 8, as jy dit wil gaan lees. Die punt hierso is, God is werklik en God is teenwoordig by sy mense. En dan as gevolg van hierdie gebeurtenisse en as gevolg van die sentraliteit wat die tempel in die geloof van die Jode in die Ou Testament gehad het, word die tempel op so 'n manier 'n simbool van God se teenwoordigheid met hulle. Israel is God se mense vir sy naam. En Israel word uitgeken en onderskei van die nasies om hulle aan die realiteit van God se teenwoordigheid in hulle midde. Ons volg Israel se storie verder. Ons kan dit volg vir honderde jare. Hulle maak 'n klomp tragiese draaie. Tragiese goed het gebeur met hulle en die grootste daarvan sien ons in die tyd en die seisoen van Jesegiel 36, soos dit daar uitspeel. Na volgehoue sonde, na volgehoue afgoderry, na volgehoue ontheiliging van God se naam, word die nasie in ballingskap weggevoer na Babylon. Ons sien net voor hierdie stuk in Jesegiel 36 dit actually gebeur. Jerusalem in Jesegiel 33. Jerusalem word ingeval, Jerusalem word basies platgevee, die tempel word verwoes. Nog voor dit in Jesegiel 10 sien ons die visioen wat Jesegiel gehad het, baie hartseer visioen van die heerlikheid van God wat die tempel verlaat. Hier sien ons dan eintlik die teenoorgestelde resultaat van wat God in die begin met hulle wou doen. Israel verloor dit wat hulle onderskei van die ander nasies. Israel is in hierdie oomblik nie meer 'n nasie wat uitgeken word aan die teenwoordigheid van God in hulle midde nie. En dis dan in hierdie realiteit wat God deur Jesegiel met hulle praat in Jesegiel 36. Ek wou eintlik Jesegiel 37 ook bygesit het, maar dit so 'n bietjie lank geraak het. Ons het van Jesegiel 37 stukke gesing, die dooie beendere wat die Heilige Gees kom en lewend maak. Maar in hierdie stuk sien ons belofte wat God bring, wat terugkyk na wat hy gedoen het in Egipte. En hy herhaal weer eens baie van dieselfde tema. Israel, my volk, ek wil met en tussen hulle leef. Hy bring 'n belofte van sy hernieude teenwoordigheid tussen sy mense. Ek wil een of twee goed uit Jesegiel gou vir ons uithaal
En 'n klein bietjie verder oor dit gesels. Jesegiel 36 vers 27. My gees sal ek in julle binneste gee. Ons sien dit weer eens herhaal in 37:14, dis nie op die bord nie. Ek sal my gees in julle gee en julle sal leef. En dit gaan dan gepaard met Jesegiel 36:28. Julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Weer eens herhaal in Jesegiel 37:27. My woning sal by hulle wees en ek sal vir hulle God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. En ons sien in die hoofstuk, die vers net na dit, 'n belofte dat hy sy heiligdom, wat 'n ander beskrywing is van die tempel as 'n teken van God se teenwoordigheid in hulle midde, dit sal vir altyd by sy mense wees. Ons sien hier so God wat beloof dat hy hulle weer sy mense sal maak. God wat beloof dat hy weer sy werk gaan doen wat hy gedoen het van tevore. 'n Werk om vir hom 'n mense bymekaar te maak tussen wie hy sal woon en by wie hy sal wees. En dan sê hy dit, hy sal dit doen deur vir hulle sy gees te gee. Nie vir hulle nie, maar in hulle. En in die laaste vers ons gesien het daar, en hy beloof dat wanneer hy dit doen, sal hy dit doen vir altyd. Hy sal vir altyd by sy mense wees. Nou, hoekom is hierdie vir ons belangrik? Hierdie is vir ons belangrik, want hierdie is 'n belofte wat God gemaak het vir Israel, maar dit is 'n belofte vir meer as net Israel. Ons kan Israel se geskiedenis verder volg en ons kan sien hoe van hierdie beloftes tot vervulling kom. Hulle word herstel tot hulle land. Ons sien die herstel van die tempel, die herbou van die tempel, die herbou van die stad Jerusalem, ensovoorts. Maar ons sien nie dat hy sy gees in hulle sit nie, dat sy gees in hulle gee nie. Dis iets wat ons in die Nuwe Testament wel sien. Vervulling wat kyk verder as wat hy belofte, verder is die belofte kyk verder as net die vervulling vir Israel. In die Nuwe Testament sien ons die begin van daardie vir altyd vervulling van die belofte, deur die feit dat die Heilige Gees uitgestort is vir God se mense, vir die nuwe Israel, die kerk, die gemeenskap van gelowiges. Ons kyk na Jesus se woorde in Johannes 14. Hy praat met sy disippels net voor hy gekruisig is. En ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee. Parakleet, helper, verwysing na die Heilige Gees, sodat hy vir ewig by julle kan wees. Weer eens Jesus wat eintlik dieselfde belofte herhaal. Die Gees sal wees die vervulling van die belofte van God se hernieude teenwoordigheid tussen sy mense. God is teenwoordig deur die Gees tussen sy mense. Ons sien hierdie uitspeel op twee verskillende maniere in die res van die Nuwe Testament, hoe dit waar is vir ons. Paulus gebruik twee verskillende beelde, of vergelyk twee verskillende goed met dieselfde ding. 2 Korintiërs 6 vers 16 sien ons hy vergelyk ons as die gemeenskap van gelowiges met die tempel. En hy gebruik presies dieselfde woorde wat ons na gekyk het in Jesegiel 36. Want ons is die tempel van die lewende God. Soos God gesê het, ek sal onder hulle woon en saam met hulle wandel. Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Dit herhaal weer ook in 1 Korintiërs 3 vers 16. So net soos wat hy Israel 'n mense gemaak het, maak hy ons 'n mense, sy mense. Ons is nou die mense van God. Ons is nou die tempel van God waar sy teenwoordigheid is. Ons word nou uitgeken en geonderskei aan die feit dat God met ons is. Ek weet nie hoe gereeld ons so daaraan dink nie. As gevolg van die teenwoordigheid van die Heilige Gees, soos beloof. Ons is nou 'n mense vir sy naam. En die tweede een, wat ons eintlik almal baie goed ken. Paulus wat sê, jou liggaam is 'n tempel vir die Heilige Gees. Ons is individue, 1 Korintiërs 6, 18 tot 20. Vers 18 begin met hardloop weg van seksuele immoraliteit. En vers 20 sê dan jou liggaam, want jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees in jou. So ons kan die volgende stelling maak. En die stelling sê die volgende. Die teenwoordigheid van God in die vorm van die Heilige Gees
wat saam met sy mense deur die woestyn getrek het en op en in die tabernakel en tempel was, is dieselfde teenwoordigheid van God in die vorm van die Heilige Gees, wat nou is en met die gemeenskap van gelowiges. Is dieselfde teenwoordigheid van God in die vorm van die Heilige Gees, wat leef en is by elke individuele gelowige. So die antwoord op wie is die Heilige Gees vir ons vandag? Die akademiese antwoord is die volgende. Die Heilige Gees is die herniede teenwoordigheid van God tussen ons, sy mense, soos beloof in die Ou Testament. En as jy jouself 'n Christen noem, is die Heilige Gees is die herniede teenwoordigheid van God by jou en by my, soos beloof in die Ou Testament. Dis die akademiese antwoord. Ek dink om dit nie akademies te sê nie, die nie akademiese antwoord is vir ons meer treffend. God is hier nou. God is hier nou in die vorm van die Heilige Gees. In werklikheid is dit 'n plek waar ons 'n bietjie moet stil staan en eintlik net daai realiteit bietjie laat insink in ons harte. Die feit dat God hier is nou. It's a mind-boggling realiteit. Die God wat alles gemaak het. Die God wat die heelal in stand hou. Wat heers oor die heelal. Die God wat lewe en dood in sy hand vashou, is hier. Nou. Hy woon binne in jou. Hy woon binne in my. Maar meer is dit, hy woon binne in ons as 'n gemeenskap. Ons is nie net saamgeplak nie. Ons is bymekaar gesit vir God. En ons word 'n gemeenskap gemaak deur die Heilige Gees wat in ons woon. En so word ons onderskei van die res van die wêreld om ons. Nou as ons dit glo, as ons glo dat God hier is, as ons glo dit is nou 'n realiteit en nou werklik, dan verander dit hoe ons leef. As individue, en dit verander hoe ons leef met en tussen mekaar. En wat ek wel ook wil sê, ons het 'n akademiese antwoord gegee, maar dit is nooit 'n akademiese realiteit nie. Dit is 'n werklike realiteit. En ek sê dit vir ons, en ek dink dis juist waar ons moet begin, in 'n gesprek oor die Heilige Gees. Die feit dat die Gees is hier. Ons is baie keer geneig om na God toe te kom en te sien, maar God is daar ver. Ek gaan môre aan met my werk, op wat se manier ook al, want God sien nie. Maar God is hier. Die Heilige Gees is hier. Hy is die vervulling van 'n belofte. God met sy mense. Die Heilige Gees is in ons, hy is in ons midde en hy wil in ons midde werk. As ons kan teruggaan en bietjie kyk na Jesegiel 36, nou nog 'n klomp van die beloftes. Die werk van God in die herstel van sy mense, by wie hy sal woon in die vorm van sy Gees, gaan gepaard met nog 'n klomp beloftes. Beloftes wat vir Israel was, maar daai beloftes is ook toepaslik op ons. Dit word volbring vir ons in die werk van Jesus aan die kruis en aangewend in ons lewens deur die Heilige Gees. Vers 24 in Jesegiel 36. Ek sal julle uit die nasies neem en julle bymekaar maak uit al die lande. Hy sal die mense vir homself bymekaar maak. Vers 25. Ek sal rein water oor julle sprinkel en julle sal rein wees van al julle onreinhede en van al julle afgodsbeelde sal ek julle reinig. 29 sê dieselfde, ek sal julle verlos van julle onreinheid. Hy sal sy mense reinig van hulle sonde. Hulle skoon was, hulle verlos. Vers 26, ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en julle hart van vlees gee. Hy sal sy mense 'n nuwe gees gee, 'n nuwe hart wat nie verhard is nie. En dan vers 27, my gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg
dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Ongelooflike belofte. Sy Gees in ons binneste, die vermoë om te leef na gelang van sy wil. Vers 28, julle sal in die land woon wat ek aan julle voorouers gegee het. Julle sal vir my 'n volk wees en ek sal vir julle 'n God wees. Veral die tweede deel van daai is op ons van toepassing. Die mense wat hy bymekaar gemaak het, sal sy mense wees en hy sal vir hulle God wees. Hy is die eienaar, hy besit hulle. En dan in vers 29 tot 38 sien ons 'n algemene restaurasie. Vir Israel was dit 'n restaurasie tot hulle land en dit was seën op dit wat hulle doen en daar's 'n klomp goed wat genoem word. Oorvloed in gewasse, stede wat weer bewoon word, verlate land wat bewerkte land word, woestyn wat verander om te lyk soos die tuin van Eden. Stede van pynhope is herstel, is bewoon, is versterk. En die mense word vermeerder. En dan 36 en 37, nasies sal besef dis die Here wat dit gedoen het. En 37, Israel sal besef dat hy die Here is. Hierdie goed is vir ons waar, nie in die manier wat dit waar was vir Israel nie, maar in die manier hoe God kom in ons lewens kom herstel. Beloftes wat hy in ons lewens realiseer deur die werking van die Heilige Gees. Net soos hy Israel uit Egipte gered het, net soos hy hulle toe weer uit Babylon gered het, red God ons vanuit die wêreld. En hy maak ons sy mense by en tussen wie hy leef. En dan doen die Gees in ons die volgende. En dis 'n lysie van goed wat ek eintlik die beloftes net verpak het in ons taal. En dis wat ons baie keer sal praat en val ons in die Nuwe Testament uit daarna kyk. Dit behoort ook op die skerm te wees. Die Heilige Gees maak ons harte wakker om God te sien vir wie hy is. Hy maak ons harte wakker om Jesus te erken as God en ons verlosser. Die Heilige Gees pas die verlossingswerk van Jesus toe in ons lewens. Die Heilige Gees maak sy woning by ons en word God met ons. Deur die Gees word ons bevestig as kinders van God en kan ons na hom toe roep, Abba Vader, Galasiërs 4. Hy fasiliteer verdere bekering en heiligmaking. Die Heilige Gees herinner ons konstant aan die werk wat Jesus reeds voltooi het in sy kruisdood en opstanding. Hy versterk ons hoop deur ons vorentoe te laat kyk na dit wat eendag gaan gebeur, die finale volbringing van dit wat Jesus begin het. Hy gaan terugkom. Ons het daar ook gesing vanoggend. Hy bemagtig ons dan in ons daaglikse Christenwandel om in gehoorsaamheid te leef. Hy is die basis en die bron van ons eenheid as God se mense. Soos ons hier sit, soos ons in ons gesinsgroepe is, hy is die bron van eenheid daar. Hy bind die familie van God aan mekaar. En hy laat ons deelneem aan die opbou van die liggaam van Christus, die kerk, dit wat ons hier is vandag. Deurdat hy elkeen van ons gebruik as 'n voertuig in bediening tot die groei van hierdie liggaam. Ons kan nog goed teen hier bysit. Die antwoord is net weer eens vir ons. Die Gees, die teenwoordigheid van die Gees is werklik. Dit is reëel. Dit is nie akademies nie. En met die Gees se teenwoordigheid is daar ook werklike verandering wat in ons lewens gebeur as individue en as 'n familie saam. Ons verantwoordelikheid is om dit te glo. En ons verantwoordelikheid is om dit te aanvaar as 'n realiteit. En dan saam met die Heilige Gees te leef in ons elke dag. En saam met hom te leef in die gemeenskap van gelowiges. Ek herhaal daai tema baie en ek gaan dit nog weer herhaal. Die Gees leef in ons as individue. En die Gees leef in ons as 'n familie, God se mense. Dit bring ons by Galasiërs 5, vers 13 tot 26. En dit bring ons by ons tweede vraag. Die vraag na hoe leef ons dan? Met die Heilige Gees is 'n realiteit, met die Heilige Gees hier nou. Hoe leef ons saam met die Gees? Klein bietjie agtergrond op Galasiërs, se boek waarin Paulus skryf na die kerk in die stad. En hy reageer op 'n denkwyse wat in die gemeente posgevat het, waarvan die sekere leiers in die gemeente vir die mense gesê het, geloof alleen is nie genoeg nie. Jy moet die Joodse wette ook nakom.
dat die 2 kampe in die kerk veroorsaak. Geloof, redding deur geloof is works of the law. En dit het gelei tot oneenigheid in die gemeente. In Galasiërs 3 sê hy vir hulle, julle het dan in die gees begin, gaan julle in die vlees eindig? En sy punt is, beide die goed, die tweespak, die oneenigheid, en dit wat dit veroorsaak het, beide die sonde en dit wat veroorsaak het, is die werk van die vlees. Hy maak die punt dat die vlees vir niks goed genoeg is nie, en dat dit net lei tot vrugte wat afbreek. Eerder, hy wil hê die mense in die stad, die kerk in die stad Galasië, moet leef in vryheid. Vryheid van die invloed van die vlees. Soos hulle 'n ander pad kies. Vryheid van die invloed van die vlees. Soos hulle 'n ander pad kies. En dit bring ons by hierdie stuk wat hy vir ons gegee het. Kom ons lees deur Galasiërs 5. Vers 13. Julle broers is tog tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik sodat dit aanleiding gee vir die vlees nie. Of dit nou is om jou te laat wette op die tafel sit om ekstra te gehoorsaam, of dit nou is om te sondig. Maar dien mekaar deur liefde. Want julle wet word in een uitspraak vervul, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. As julle mekaar byt en verslind, pas op dat julle nie deur mekaar verorber word nie. So hy wil hê julle nie moet leef nie. En dan sê hy in vers 16, maar ek sê, leef deur die Gees, dan sal julle beslis nie die begeertes van die vlees uitvoer nie. Hy sê dit in die teenwoordige tyd. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees begeer teen die vlees. Die twee opponeer mekaar, sodat julle dit wat julle ook al wil nie kan doen nie. Leef deur die Gees, in die Engels walk by the Spirit, gee Paulus as die antwoord vir die Galasiërs se probleem. Enigiets anders sien hy as om deur die vlees gelei te word. Paulus sê hierso, om te leef deur die Gees is heeltemal onverzoenbaar om te leef deur die vlees. Julle is Christene, julle vryheid in Christus laat julle nie toe om te leef soos julle het nie. So lewe behoort aan die verlede. En eintlik wat hy doen hierso is nie so seer om te gesels oor die battle tussen die Gees en die vlees nie, maar hy gee vir hulle twee kontrasterende wêrelde. Twee wêrelde wat amper verskillende eras verteenwoordig. En om daai kontras 'n bietjie duidelik te maak, wil ek vir ons 'n quote lees van Gordon Fee. En hy skryf oor wat Paulus hierso wil sê. Wat flesh in life according to the Spirit for Paulus is. Flesh for him denotes humanity not simply in its creatureliness vis-a-vis God, but in its fallen creatureliness, as utterly hostile to God in every imaginable way. It is this sense that he contrasts life according to the flesh over against life according to the Spirit. The one describes the present evil age in terms of human fallenness, whereby nature each has turned to his or her own way. The other describes the eschatological age that has dawned with the coming of Christ and the Spirit. Wat hy sê so vir ons is, en hy sê dit vir Galasiërs, julle het die Gees ontvang. Hy kyk vorentoe, die Here wat kom, sy praat van die eschatological age, Jesus wat gaan terugkom, die koninkryk van Jesus wat ten volle in ons midde geplaas gaan word, wanneer daai beloftes van God ten volle waar gaan wees. Maar hy sê so vir hulle, julle het reeds toegang tot dit, want julle het reeds die Gees ontvang. So weer eens, Paulus se punt is nie die battle tussen die Gees en die vlees nie. Paulus se punt is, die Gees is genoeg. Die Gees is voldoende. Daarmee sê ons nie, die battle is nie reël nie, die battle is reël vir almal van ons. Juis omdat die finale volbringing van al die beloftes nog nie voltooi is nie. Ons gaan ons struggles hê, ons gaan sukkel met ons sonde, ons gaan pyn ervaar. Maar ons het reeds toegang om te lewe soos God wil hê ons moet, want die Gees is voldoende. Dis 'n vervulling van die belofte in Jesegiel 36, waar hy gesê het, ek sal maak dat julle lewe soos ek wil hê julle moet. Dis dalk ook toepaslik vir ons om net vinnig
die vraag te vra, maar wat beteken dit om te leef deur die Gees? En ek gaan vir ons letterlik net 'n paar praktiese goed op die tafel sit. En ek gaan dit opbreek in 3 verskillende dele. Die eerste een daarvan is geloof. Daar's sekere goed wat ons moet glo. Ons moet glo dat die Heilige Gees hier is, soos ons reeds oor gesels het, en werklik wil werk in ons midde. Werklik in ons is. Ons moet glo dat die Heilige Gees genoeg is, voldoende is. En dit juis omdat hy genoeg is vir ons, dat ons 'n lewe kan leef wat die nuwe lewe in Christus moontlik is vir ons. Ons moet glo dat die Heilige Gees ons wil rig na toepaslike gedrag, toepaslike reaksie. Ons moet glo dat die Heilige Gees ons bekragtig om toepaslik te leef. En ek het dit nie op die bord daarbo nie, maar moes dit bygesit het. Ons moet glo dat die Heilige Gees ons wil vorm om meer soos Jesus te lyk. Die tweede deel van dit is aksie. En dit is eenvoudig. Dit is nie weird of vreemd nie. Leef in die Bybel. Leef in die Bybel, engage met God, skrif en gebed. Dis waar dit begin. En die laaste een is seker nie 'n aksie nie, maar 'n anti-aksie. Vul jou lewe met minder content. En ek verwys eintlik spesifiek na hierdie wonderlike stukkie plastiek en glas wat almal van ons het. Hoekom sê ek dit? Ons het nodig om meer kapasiteit te hê om te engage met God. En ons het nodig om in ons binneste stil te word om te kan hoor. Daar gaan ek dit los. Ek het nie te lank terug nie ook oor dit gepraat. Dan die laaste ene, die derde klompie goed, is 'n posisie van die hart, om 'n posisie van die hart te handhaaf. Leef met 'n aktiewe afhanklikheid van God en wees afwagtend. Engels expectant. As die Heilige Gees in jou leef, as die Heilige Gees God met ons is, hier is, nou, dan moet ons verwag dat hy in ons wil werk en dan moet ons verwag dat hy deur ons wil werk om mekaar op te bou, mekaar te dien. En dan saam met dit reageer. Reageer op die leiding van die Heilige Gees. In my vrou se woorde, spits jou ore, spits jou hart. Vers 18. As julle egter deur die Gees gelei word, staan julle nie onder die wet nie. As met deur die Gees gelei word, wat beteken dit om deur die Gees gelei te word? Hierso wil ek vir ons 'n quote gee van William Hendriksen, ek dink hy verduidelik dit baie mooi. What then does the leading of the Spirit actually mean? It means sanctification. It is the constant, effective, and beneficent influence which the Holy Spirit exercises within the hearts of God's children, whereby they are being directed and enabled more and more to crush the power of indwelling sin and to walk in the way of God's commandments freely and cheerfully. Hoe lei die Gees ons? Die Heilige Gees beïnvloed ons in ons harte. En weer eens, ek wil herhaal wat Dewald gesê het. Die Gees is 'n persoon. Die Gees is die derde persoon in God, die drie-eenheid. En dis daai lewende God wat ons beïnvloed en ons lei. En hy lei ons op soos volg. Hy lei ons deur die woord, primêr. Die Gees gaan ons nooit lei buite die woord nie. Hy lei ons in die woord. En dan gaan hy ons lei deur iets te doen, en hierso is waar die stem van die Here inkom. Hy lei ons deur 'n gedagte wat die volgende kan wees. 'n besef van sonde. Hy kan ons lei tot bekering. Hy kan ons lei met 'n gedagte tot 'n besef van God se liefde, tot herinnering van 'n waarheid uit die skrif. Hy kan ons lei tot 'n oomblik van bemoediging, baie keer ook uit die skrif of 'n ander Christen wat ons bemoedig. Hy kan ons lei tot 'n plek van dankbaarheid. Hy kan ons lei en vir ons 'n openbaring gee van 'n waarheid uit die skrif oor Jesus of oor ons geloof wat ons dalk van tevore gemis het. So as ons wonder of ons die stem van die Here hoor, ons hoor die stem van die Here. Almal van ons het al die ervaring gehad van God wat ons bring by 'n punt van bekering. Wat ons bring by 'n
'n punt van 'n plek waar ons moet sê ons is jammer. Ons gaan nie by daai punt uitkom as die Heilige Gees dit nie vir ons duidelik gemaak het nie. Dit is hoe hy met ons werk. Hy werk met ons dan altyd na Jesus toe. Hy lei ons na Jesus toe. Jesus bly die sentrale figuur. Hy lei ons altyd na iets wat vorming nader na Jesus veroorsaak. Na iets wat ons rig om beter volgelinge van hom te wees, na iets wat meer van Jesus in ons harte laat vorm. En weer eens om net by te voeg by wat Dewald gesê het. Wat belangrik is die essens van wat die Heilige Gees wil doen. Nie die hoe nie. Die Heilige Gees werk in die mundane van ons lewe. En die Heilige Gees werk ook in die extraordinary. Laat ons nie die mense wees wat hom beperk tot ons verstaan of ons denke nie. Ons verantwoordelikheid bly om te glo hy is hier. En om te glo hy wil ons meer soos Jesus maak. En om te reageer tot hoe hy ons in dit lei. Vers 19 tot 21, die praktyke van die vlees. Ek gaan nie na al dit kyk nie. Dit is sonde wat uitvloei uit lewe uit die vlees uit. Ons hoef dit nie te sien as 'n volledige lys nie, dis 'n lys wat spesifiek van toepassing is op die Galasiërs en die probleme wat hulle gehad het. Maar weer eens, dit is nie die vrugte wat die Here wil hê ons moet hê nie. En dan sien ons vers 22 en 23. Die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen hierdie soort dinge is daar nie 'n wet nie. Dit is die uitvloeisel van leef deur die Gees. Dit is presies hoe Galasiërs dit vir ons verduidelik. Weereens, so hoef dit nie te sien in 'n volledige lys nie. Die waarheid hier is, dit is die Gees wat hierdie vrugte en vrugte soos hierdie in ons lewens moontlik maak. En dan kan ons dit weer sien, soos in Jesegiel 36, is die Gees wat dit moontlik maak om te lewe soos God wil hê ons moet lewe. Die Gees is genoeg. Die Gees is voldoende vir ons nuwe lewe in Christus. Vers 24 en 25. Almal wat aan Christus Jesus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeertes gekruisig, weer eens teenwoordige tyd. Aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. En dit is herhaling van presies dieselfde opdrag wat ons vroeër in hierdie stuk gesien het. Leef in die Gees, leef deur die Gees, bly in pas met die Gees. Ek gaan ons afsluit. Weer eens net vir ons die vraag vra, wie is die Gees vir ons vandag? Die Gees is God se hernieude teenwoordigheid by sy mense. Die Gees is hier, nou. En hoe leef ons dan deur die Gees? Hoe bly ons in pas met die Gees? Onthou wat ons gesê het, as goed wat ons moet glo. Die Heilige Gees is hier. Die Heilige Gees wil werk om ons meer soos Jesus te laat lyk. As goed wat ons moet doen, leef in die woord, engage met God. In die posisie van die hart om te handhaaf, van afhanklikheid, van afwagting en om te reageer. Dan kan die volgende vir ons waar wees en ek sluit af met 'n quote van Gordon Fee. Hy gesels hier so oor Paulus en wat Paulus se perspektief was rondom leef saam met die Gees. En hy sê rather a genuine recapturing of Paul's perspective will cause the church to be more vitally Trinitarian. Wat hy sê is ons aanbid 'n drie-enige God. En as ons die regte waarde aan die volheid van dit heg, dan gaan ons nie een van dit afskeep nie. Niks van dit afskeep nie. Hy sê as jy kyk dit so sien, they will be more vitally Trinitarian, not just in its theology, nie net dit glo nie, but in its life and spirituality. Die kerk gaan dit leef. This will mean not the exaltation of the Spirit, but the exaltation of God. Die Heilige Gees staan nie apart nie. Die Heilige Gees is die Gees van God, is die Gees van Christus. En hy doen wat hy hoor Jesus vir hom sê om te doen. It will mean focus not on the Spirit as such, but on the Son, crucified and risen Savior and Lord of all. Jesus bly vir ons sentraal. Ethical life will be neither narrowly individualistically imagined nor legalistically expressed, but it will be joyously communal
and decidedly over and against the world's present trinity of relativism, secularism, and individualism, with their thoroughly dehumanizing results. And the proper Trinitarian aim of such ethics will be Paul's own aim. En dit is hoekom die Heilige Gees met ons is. To the glory of God, through being conformed to the image of His Son, by the empowering of the Spirit. Kom ons bid. Here, ons is vanoggend baie dankbaar, Here, vir U genade vir ons. Here, ons is U mense. En Here, ons sien onsself soms maar net as kerk. En ons sien hierdie soms maar net as 'n byeenkoms. Maar ons is U mense. En U woon in ons midde. En U wil ons nader na U toe trek. Here, ons wil bid vir elkeen van ons vir 'n heeltemal 'n nuwe perspektief op U teenwoordigheid. 'n Nuwe herinnering dat die Gees met ons is. Nou en hier. En Here, help ons om so te leef elke dag. Nie net wanneer ons bymekaar is nie, maar môre by die werk. Vanmiddag by die huis. Here, mag ons leef in die realiteit van U teenwoordigheid. En mag ons U dien in U naam eer. Amen.